nou is dit tyd om nie net jou tong te bederf nie, maar ook jou oor, want 'n pragtige duet word vandag uiteindelik vrygestel. En die twee musiekreuse wat kragte saamgespan het om dit te doen is PC Vermaak en Shakira Peach. Baie welkom julle twee. Saam op die geel bank. Yes. Ja. Nee? Eers wil ek weet, waar het julle twee se paaie geskei? By mekaar gekom. Nog nie geskei nie. Nog nie geskei nie. Sy is my beste vriend, of een van my beste vriende, voordat... Ja, vir iemand nou aanstoot Ja. neem. Een van my beste vriende se meisie. En toe was ons by 'n writing camp gewees en sy was ook daar en toe het hulle vir ons gesê om saam iets uit te figure. So julle het nie eintlik 'n keuse gehad nie. Hulle het net vir Julle julle is gesê, geforseer, julle ja. gaan nou 'n Wel, liedjie dit was skryf. nie dit was eintlik vir 'n song vir my en toe sê ek vir hulle ek gaan nie die song doen as hy nie op Ek het nie saam doen nie. Ja. So wat is jou take op hierdie hele storie, Shakira? Dis wat hy sê, Jy sy kyk. weergawe. Wat is jou Ja, weergawe? jy het nie sê gehad nie. Nee, dis baie dieselfde. Ons het omtrent so 'n bietjie meer as 'n jaar terug ontmoet. Ja. Ek het my kerel ook dieselfde dag ontmoet. So toe hulle is ook in 'n band en toe is dit nou 'n hele ding ook. Ons het net 'n vriendskap gebou en toe hierdie nou gebeur toe maak dit eintlik maar net sin dat ons ietsie saam doen toe nou op die ou eind. Net doen. Maggies. Want ons is bly die paaie het gekruis Ons ook. en nog nie Ja. geskei nie. Hopelik nie. Hoorie so, PC ek soos gewoonlik stalk ek mense op Facebook en Instagram en iets Yes, meer. moet ek bang wees? Nee, jy moet bang wees. Hang maar wat jy gesê. Die surfbesigheid. Yes. Want ek sien jy het nou waar het jy weer gesurf in Desember? Jeffries. In Jeffries Yes. gesurf. Kom die surf van jongs af? Is jy altyd 'n surfer gewees? Waar het jy dit opgetel? Wie het dit vir jou geleer? Wel, ek het geleer in Jeffries Bay, maar ek het gesurf toe ek nog in die Kaap gebly het. Ek kom eintlik van Bellville af. So ek kom van die safeste plekke van Suid-Afrika af. Moenie Bellville. toe nou. Nee, Bellville see white till I die, Olipad. Ja. Maar Bellville, Kempton, die moed tot die dood. Bellville Camp is die moed. Ek moet Dis soos 'n zefslaai. Ja. Met stuurgarnade. Ja, maar dit is die brons. beste rockstars van Suid-Afrika kom uit die moed of Bellville uit. Ja, So, dit is so. Dit is so. Ons het baie respek vir hulle. En Shakira, ek het jou ook natuurlik nou gestop, nee. Daar's so 'n ding wat jy gesê het 2025. Dit is hoe my jaar was en Yes. en jy het gesê aan die einde vir 2026 is jou nuwejaarsvoorneme, ek gaan nie bang wees nie. Ja. Vertel my hoekom nie. Vertel my hoekom moet 'n mens daai doen? Is dit 'n plan? Is daar planne wat jy nie voor bang mag wees nie? Daar is planne en ja, ons werk daaraan. Maar ja, ek dink maar net want ek kan soms baie vinnig op my senuwees raak as ek iets nuut moet aanpak en toe Nie net jy nie. ja, dis maar 'n algemene ding. En toe besluit ek, okay, maar my motto vir hierdie jaar is ek sal nie bang wees nie. Maak nie saak wat gebeur nie, want dat laas jaar so baie incredible goed met my gebeur en oor my pad gekom omdat ek nie bang was nie. So in daai oomblikke, so toe besef ek as ek dit deur die hele jaar implementeer, dan sal dit net goed gaan met my. Ja. Dis 'n baie goeie manier. Ja, julle albei se loopbane het nogals drasties verander in die afgelope 4 jaar. Julle loopbane het eintlik Ja. nogals ontplof en wel gedaan daarmee. Julle is nou Dankie. kunstenaars in eie reg. Dankie. Maar ek dink dan aan hierdie liedjie wat begin met glo jy in soulmates. En toe dink ek wil vir julle vra, glo julle in sielsgenote en wat beteken 'n soulmate? Beteken dit jy van die eerste oomblik af wat jy daai mens ontmoet, gaan alles net perfek? Of beteken dit soos wat ek aflei van die liedjie dat soulmates dalk baie keer bietjie aan mekaar moet skaaf? Of beteken dit dat jy nie gaan opgee nie al beklei jy baie? Of gaan 'n regte soulmate as hy agterkom en jy beklei te veel vir jou sê let's call it quits? Of albogenoemde? Goeie eksamenvraag. Jo, dat is 'n lang vraag. Ja, yes. Jy hoef nie een van my verduidelikings te gebruik nie. Jy het byvoorbeeld op jou Instagram gesê om lief te wees,
beteken jy gee vir die mens vir wie jy lief is 'n geweer na jou hart en jy hoop hulle skiet jou nie. Ja. Maar beteken dit 'n soulmate maak jou bietjie bang want jy weet nie of hulle jou gaan skiet nie. Ja, ek is verskriklik angstig oor liefde. En ek glo nie in soulmates nie. Ek voel jy kies 'n persoon en En die Here seën dit. ja, die Here Ja. seën dit en deur hom te center gaan jy werk met enigiemand. So dis 'n keuse. Dis 'n keuse, Stem nog ons met jou 100%. saam. Shakira het ek gesien het kop geskit toe jy praat oor soulmates. So jy glo in soulmates. Ek glo in daar is jy kry 'n paar tipe soulmates. Dis nie net soos oor verlief wees nie. Ek dink soos byvoorbeeld my pa is een van my soulmates, definitief. Soos ek dink dit Mense gaan net waarmee jy oor resoneer. Dis net ek voel net dit kan nie wees dat party mense net so perfek goed oor die weg kom. Al beklei hulle, soos dit maak nie saak nie, daar is nie iets wat in die middel kan kom nie. En dis hoekom ek voel net natuurlik is die Here se hand daarin. So Ja. dit is definitief bedoel om so te gaan. So ja. Interessant die klimaks van die liedjie. Ek sal beklei vir liefde want wat is liefde werd as ek nie sal breek en breek en breek daarvoor nie. En jy het in die musiekvideo ook so mooi die kamers wat jy in die huis beweeg. Ja. Bou op na hierdie groot band klimaks en dan op die einde eindig julle weer waar julle begin het in stilte langs mekaar op die bed. Ja. So dis eintlik 'n eenvoudige video, maar dis eintlik hierdie diep komplekse vrae en onsekerhede van die liefde. Ja. Jy weet jy wil veg hiervoor, maar jy's nie seker hoe gaan dit eindig nie. En ek Ja. dink julle het Ja. dit verskriklik mooi in die liedjie Dankie. uitgebeeld. Dankie. Neem ons bietjie deur die skryfproses want julle twee is sogenaamd songwriting op sy beste soos jy gesê het, né? Ja. Nee, so hierdie liedjie soos wat hy nou gesê het, dit gaan oor om angstig te wees in 'n verhouding. En ek onthou die hele proses hoe dit nou gebeur het. Ons was by die kamp en toe sit ons nou saam in 'n kamer en ons is okay, ons moet nou fokus, maar ons kry nie gefokus nie. Maak nie saak wat ons doen nie. Ons begin net te praat oor allerlei goed. En soos wat hy ook aanhou met my gesels, te besluit ek gaan van sy gedagtes net neerskryf, want dalk kry ons iets uit dit uit. En toe kom ek agter dit klink baie soos dis bietjie everywhere. Dis all over the place. En dit klink so bietjie angstig ook. En toe gee hy vir my die lyntjie wat hy klaar geskryf het, so breek my hart as jy so voel, want ek weet hierdie lewe is vir ons bedoel. Toe sê ek vir hom daai is perfek. En toe vat ons dit net van so af verder en ja, ek dink die liedjie vang die angs wat mens kan voel in 'n verhouding, want ek dink almal is maar angstig in 'n verhouding, jy weet nie. Jy weet, maar jy weet ook nie. En ja, ek dink dit som dit baie mooi op. Ja, ja. Ja, ek dink die song gaan actually maar net soos om iemand te kies. Al gaan dit moeilik. Al is jy angstig dat dit maybe kan verkeerd loop. Maar wat as dit reg loop? Ja. Sy het my eintlik gevra waaroor wil ek skryf en toe sê ek wil so graag 'n love song skryf. En ek is nie in 'n verhouding nie. Ooh, dropping it slow. Ja, net so low plug. Toe sê ek vir omdat sy in 'n verhouding is, wil ek van haar ervarings gryp. En ja, so ek dink ons vat liefde en sit dit onder 'n mikroskoop. Bietjie die donkerder gedeeltes van dit ook. Nie Dis- altyd net so lig nie. Hoe werk dit in Ja. 'n studio wanneer 'n mens so 'n song opneem? Is julle albei daar op een slag? Is julle binne in een sound booth saam of gaan die een persoon in en die ander een back up en dan ry julle weer en dis meer? Hoe werk dit Ja. in die studio? Ja, dit is definitief ek weet nie hoe dit is in ander studios nie, maar in ons geval was dit was ek wat opgeneem het, dan neem hy op. En dan as ons nou klaar opgeneem het, dan sien ons okay, hierso kan ons harmonie insit, hierso kan ons hierdie bietjie anders doen. So ja, dis maar 'n mengsel van dit omtrent. Ja. So op die einde is dit begin by die skryf, maar dis 'n totale kreatiewe proses tot heel die einde. Mense besef dit nie altyd dat jy daar sit met 'n wenresepie. Ja. Wat jy dink Ja. reg is, dan rekord jy 'n wenresepie. Dit verander nog steeds éventueel tot die finale produk, Ja, tot die laaste baie. noot neerlê. Ja. Ja. Ons het actually nadat ons
gerekord het en die producer vang net die laaste goedjies. Maak sy magic, ja. Maak sy paar edits en goed. Toe het ek langsom gesit en ek het nog daar changes gemaak aan die song. Ja, dis waar. Ja. Dis 'n baie lekker Ja. kreatiewe proses, hè. Ja, dit is Om baie dit voor jou lekker. fisies daar te sien en te hoor. Ja, Ja. is fantasties. Ons is verskriklik bly julle deur al hierdie moeite en selfs trauma gegaan om uiteindelik vir ons hierdie liedjie tot 'n klimaks te laat kan kom en om dan weer saggies neer te sit, amper soos die liefde. Kom ons luister na 'n gedeelte daarvan, maar as jy nie hom geluister het al nie of as jy nou net 'n deeltjie kan hoor, maak seker jy gaan laai hom af want alles vir 'n oomblik is hier om te bly. Baie dankie Shakira en PC. Baie Dankie vir julle.